almal, welkom by ons digidiens. Ons is besig in ons reeks oor 1 Timoteus. Verlede week het Johan met ons gesels oor gebed en vandag in 1 Timoteus 3 gaan ons bietjie gesels oor leierskap en goeie waardes en goeie karaktereienskappe. Maar voordat ons begin, kom ons bid saam. Ons Here Jesus Christus, Here, ons vra dat U met ons sal wees hier waar ons nou is in U teenwoordigheid. Here, maak ons rustig, maak ons stil en maak ons ontvanklik vir wat U na ons toe wil bring. Of dit is 'n woord, of dit is 'n beeld, wat dit ook al mag wees, Heer. Gebruik dit om ons nader aan U te bring. Ons loof U en ons dank U daarvoor. Amen. So vandag gaan ons 'n stukkie saam lees uit 1 Timoteus 3 uit. Ek wil vir ons die einde van 1 Timoteus 3 lees, want dis waartoe alles opbou. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dis die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak, dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is. As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn, aan die heidene nasies is hy verkondig, in die wêreld is hy geglo, en in heerlikheid is hy opgeneem. Die woord van die Here vir ons vandag. Dis 1 Timoteus 3. Aan die begin praat Paulus met Timoteus oor sekere karaktereienskappe vir ouderlinge, en in die tweede gedeelte praat Paulus met Timoteus oor sekere karaktereienskappe vir 'n diaken. Nou ek het gedink, ons moet bietjie saamgesels oor hoe ons huise lyk. Einde 2022 het ons hier in Wellington aangekom, en dit sal onthou word vir die dag van groot vloede. 16 Desember, terwyl die Biddulfstrok besig was om ons dinge uit te laai, het dit al hoe harder en harder en harder begin reën. Terwyl ek en Liesbeth, ek met 'n dubbele liesbreek, en Liesbeth 38 weke swanger, besig is om ons dinge in die huis in te dra, wonder ons hoe ons 'n 5 slaapkamer dubbel motorhuis en 'n 3 slaapkamer enkel motorhuis gaan inpas. Nietemin, die Sondag, die 18de Desember, het ons reeds in die dorp rondgery op soek na ons huis, ons blyhuis. Die huis waar ons kan woon, waar ons kan kinders grootmaak, waar ons gras kan versorg en waar ons bome kan plant. Huis is belangrik. Huis is 'n plek waar ons baie tyd en geld spandeer. So my vraag waarmee ek met die deur in die huis wil val vandag is, wat sê jou huis van jou? Paulus skryf aan Timoteus oor kerkleiers, maar hy begin nie by teologie nie. Hy begin by die huis. Want God se plan vir sy kerk is eenvoudig. Dit begin by die alledaagse plekke. In 1 Timoteus 3 vers 5 skryf Paulus aan Timoteus, maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? Daarom, kom saam met my op reis deur jou eie huis. Ons begin voor die spieël, in jou badkamer of in jou slaapkamer. In 1 Timoteus 3 vers 2 skryf Paulus aan Timoteus, iemand wat leiding wil neem, moet onberispelik wees, getrou aan sy of haar eggenoot, nigter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig. Hy of sy moenie aan drank verslaaf of 'n rusiemaker wees nie, maar inskikkelik, vredelewend en nie geldgierig nie. Nou hierdie lys voel onmoontlik, en tog is daar mense onder ons wie ons met respek kan volg in die geloof. Paulus gee hier 'n lys van kwalifikasies, juist in die agtergrond wat aan die gang is in Efese op daardie stadium. Daar was 'n groep valse leraars wat die mense wou mislei en wegvat van die waarheid. En dit is juist in hierdie agtergrond dat Paulus hierdie lys van kwalifikasies gee, waarna gekyk moet word wanneer daar leiers gekies wil word vir die gemeente.
Maar voordat ons net ons gebreke sien, moet ons eers na die beeld in die perfekte spieël kyk. In 1 Timoteus 3 vers 16 kry ons die mooiste beeld. As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat hy reg aan sy kant is, aan die engele het hy verskyn, en aan die heidene nasies is hy verkondig, in die wêreld is hy geglo en in heerlikheid is hy opgeneem. Jesus is die enigste een wat perfek voor die spieël kan staan. En die wonderlike nuus is, dat wanneer God na ons kyk, kyk hy deur hierdie volmaakte prentjie van Jesus Christus na ons. Hierdie lys is 'n uitnodiging om meer en meer soos Jesus te word. Nie deur ons eie krag nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Die vraag behoort nie te wees, is ek goed genoeg nie? Maar die vraag moet eerder wees, waarna nooi die Here my uit om te groei? Dit gebeur by die spieël, in jou badkamer of in jou slaapkamer. Vanaf voor die spieël beweeg ons saam na die tafel. 1 Timoteus 3 vers 4 sê, so 'n leier moet sy of haar huisgesin goed kan dien en in alle opsigte waardige wyse invloed oor sy of haar kinders kan uitoefen. Aan tafel is waar waardes met liefde gekombineer word, waar waardes oorgedra word van geslag tot geslag. Ons gesinne is ons eerste gemeentes. Wat wil jy oordra aan 'n volgende geslag gelowiges? Wat wil julle vir mekaar leer van die geloof? Is dit vir julle gesin belangrik om vredelewend te wees? Is dit vir julle gesin belangrik om diensbaar te wees? Om sterk te wees beteken nie om terug te slaan nie, maar om eerder die ander wang te draai. Om eerder te gee as om te verwag. Aan tafel leer ons ook van die waarheid van Jesus Christus, hoe sy bloed vir ons gevloei het, hoe sy liggaam vir ons gebreek is. As die spieël vra wie is ek, vra die tafel hoe lei ek. Vanaf die spieël na die tafel en nou saam na die sitkamer, waar die gemeente van God bymekaar kom. Daar begin ons ietsie van vers 15 te verstaan, wat sê, die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. Die kerk is waar die familie van God bymekaar kom. Die vaardighede wat ons aan die tafel geleer het, kry ons nou die geleentheid om toe te pas, en te gebruik, en in te oefen, in die sitkamer. Die sitkamer berei ons ook voor vir die lewe buite die mure. Saam as gelowiges moet ons leer om mekaar in liefde te dien, om saam te kan staan in 'n wêreld wat volgens 'n ander stel waardes lewe. So van die spieël, na die tafel, na die sitkamer, beweeg ons nou saam buite, na die tuin toe, buite die mure van die huis. In vers 7 staan daar, ook by die mense buite die gemeente, moet hy of sy as 'n goeie man of vrou bekend staan, sodat daar nie praatjies oor hom of haar ontstaan nie. Die tuin is waar jou bure verbyloop, waar hulle sien wat binne in die mure gebeur. Almal kan dit sien. Wat sal die mense sê as hulle jou in checkers raakloop, of in die verkeer sien rondry, of as iemand jou om hulp vra? Ons getuienis in ons tuin maak saak. En hier is die waarheid. 'n Mooi tuin groei nie oornag nie. Dis die resultaat van getroue werk voor die spieël, saam aan tafel, saam in die sitkamer. Paulus waarsku ons om nie 'n nuweling aan te stel nie, sodat hy nie verwaand word nie. As jy probeer om in die tuin te werk terwyl jou spieël stikkend is, gaan jy val. As jou tafel in chaos is, terwyl jy in jou sitkamer probeer dien, gaan mense jou tweegesig noem. Maar wanneer die werk voor die spieël, aan die tafel en in die sitkamer goed en reg gedoen is, dan groei die tuin van self. Vers 16 vertel ons dan van die mooiste vrug in hierdie tuin. As mens het Jesus in die wêreld gekom, aan die heidene nasies is hy verkondig, in die hele wêreld is hy geglo, en in heerlikheid is hy opgeneem.
Die vrug van jou tuin behoort te wees dat Jesus verkondig word. Dat mense in hom glo. Nie omdat jy perfek is nie, maar omdat die werk wat hy in jou doen, begin vrug dra. Die werk wat hy begin het by die spieël, is nou besig om in die tuin sigbaar te word. Jou tuin behoort nie van jou te getuig nie, maar eerder van hom. God bou sy koninkryk van binne na buite. Hy begin by jou hart, voor die spieël. Dan beweeg hy na jou gesin, aan die tafel, en hy laat groei jou saam met ander in die sitkamer. En dan stuur hy julle almal uit om te gaan werk in sy tuin, sodat die hele wêreld hom kan raak sien. Ons moet nie 'n onmoontlike standaard sien nie. Ons moet 'n reis sien wat by Jesus begin, wat deur die Gees voortgaan en wat in die hele wêreld sigbaar word. Probeer jy dalk in jou tuin te werk terwyl jou spieël gebreek is? Is jou tafel verwaarloos terwyl jy in die sitkamer wil dien? Die goeie nuus is dat God se genade genoeg is vir elke gebreekte spieël, vir elke chaotiese tafel, vir elke leë sitkamer of 'n dor tuin. Christus het reeds die volle reis gemaak, sodat ons ook die reis kan maak, van spieël, na tafel, na sitkamer, na tuin. Hierdie week wil ek jou uitnooi. Begin voor jou spieël. Staan saam met die Here en vra, wat wil hy in jou verander? Beweeg dan na jou tafel toe. Maak tyd vir jou tafel. Eet saam, praat saam, bid saam. Moenie julle sitkamer verwaarloos nie. Ons het mekaar nodig. En dan gaan werk in die tuin, nie deur jou eie krag nie, maar deur die krag van die een wat geopenbaar is, van die een wat vlees geword het, deur die Gees geregverdig is, aan die heidene verkondig is, in die wêreld geglo is en in heerlikheid opgeneem is. Laat God se genade jou verander, sodat jou huis kan getuig van hom. Waar staan jy? Voor jou spieël, rondom die tafel, in die sitkamer of buite in die tuin? En wat sê jou huis van God? Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou spieël, om jou tafel, in jou sitkamer en ook in jou tuin met jou wees, nou en vir altyd. Amen. Totsiens, tot volgende keer.